Episode 27, die kuns van ware verhoudings. Hierdie wysheid kom uit Spreuke hoofstuk 27. Ek stel voor jy lees ook die hoofstuk voordat jy hierna kyk. Het jy al ooit 'n vriend gehad wat jou die waarheid vertel het, selfs toe dit seer gemaak het? Nie om jou af te druk nie, ook nie om jou te kritiseer nie, maar omdat hulle jou te veel lief gehad het om jou in jou dwaasheid te laat voortgaan. En later, soms heelwat later het jy besef, daardie persoon het eintlik my lewe verander. Of, en hierdie is die moeilike kant, het jy al ooit 'n vriend gehad wat jou altyd geluk gewens het, altyd gesê het wat jy wou hoor, elke glimlag ontvang het wat jy nodig gehad het, maar nooit daar was toe dit werklik saak gemaak het nie. Hierdie is die groot vraag. Ken jy die verskil tussen iemand wat jou liefhet en iemand wat net lief is vir jou geselskap? Vandag gaan jy ontdek hoekom ware vriendskap een van God se grootste geskenke is en hoekom dit so skaars is. Waarom selfkennis die begin van alle wysheid is en om jou lewe so te bou dat jy môre nie spyt sal hê oor vandag nie. As jy dit snap, gaan jy jou verhoudings met nuwe oë sien, gaan jy ophou om tyd te mors op oppervlakkige verbintenisse en gaan jy begin om die soort vriend te wees wat werklik saak maak. Luister tot die einde van hierdie episode waar jy ontdek watter soort vriend jy werklik nodig het en watter soort vriend jy moet wees. Moenie spog met môre nie. Spreuke 27 vers 1 skiet soos 'n pyl reg deur elke illusie van beheer. Hy sê, roem nie oor môre nie, want jy weet nie wat 'n dag kan bring nie. Dis nie pessimisme nie, dis goddelike realisme. Ons leef in 'n wêreld wat môre beloof. Môre gaan ek begin oefen. Môre gaan ek daardie gesprek voer, daai moeilike een. Môre gaan ek vergifnis vra. Môre gaan ek meer tyd aan my gesin spandeer. En môre kom nooit. Want môre word altyd weer môre, terwyl vandag verbygaan sonder dat iets verander het. Jakobus 4 vers 13 en 14 bevestig dit. Kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan, terwyl julle nie weet wat môre sal gebeur nie. Salomo leer ons nie om nie te beplan nie. Hy leer ons om vandag te leef met die intensiteit van mense wat weet dat môre nie gewaarborg is nie. Bel vandag daardie vriend. Sê vandag vir jou kind dat jy hom liefhet. Maak vandag nog vrede. Begin vandag. Die vraag is, wat stel jy uit tot môre, wat jy vandag eintlik moet doen? Die krag van eerlike vriendskap. Hier staan een van die mooiste verse in die hele Spreuke. Wonde van 'n vriend is opreg, maar die soene van 'n vyand is vals. Spreuke 27 vers 6. Dink hieroor na. 'n Vriend wat jou seermaak met die waarheid is meer werd as 'n vyand wat jou streel met leuns. Die wêreld het ons geleer, as iemand jou seermaak, is hulle teen jou. As iemand jou altyd aanmoedig, is hulle vir jou. Maar Spreuke sê die teenoorgestelde. Soms is die persoon wat jou die hardste konfronteer, die persoon wat jou die diepste liefhet. En soms is die persoon wat jou nooit uitdaag nie, wat altyd saamstem en saam staan en nooit 'n moeilike vraag vra nie, die gevaarlikste persoon in jou kring. Vers 9 brei nog uit. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Ware vriendskap het twee kante. Die kant van eerlikheid, wat soms seer maak. Die kant van warmte, wat altyd heel maak. Die een kan nie sonder die ander nie. 'n Vriend sonder eerlikheid is net 'n gesellige. 'n Vriend sonder warmte is net 'n kritikus. Ware vriendskap is albei saam. Vers 17 sluit dit af met een van die bekendste verse in Spreuke. Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Slyping is nie altyd aangenaam nie. Metaal teen metaal skep wrywing, skep vonke, dit skep hitte. Maar dit skep ook skerpte. En 'n skerp instrument is 'n nuttige instrument. Die vraag is, het jy vriende in jou lewe wat jou slyp,
of net vriende wat jou streel? Ken jouself voor jy ander oordeel. Spreuke 27 vers 19 is kort, maar hy delf diep. Soos water die aangesig weerspieël, so weerspieël die hart van die mens self. Dis 'n spieëlvers. As jy wil weet wie jy werklik is, moenie kyk na wat mense oor jou sê nie. Moenie kyk na jou reputasie nie. Moenie kyk na jou prestasies nie. Kyk na jou hart. Kyk na wat jy gedink het wanneer niemand kyk nie. Kyk na hoe jy reageer wanneer jy onder druk is. Kyk na wat jy doen met jou tyd wanneer jy vry is om te kies. Want jou hart verraai jou. Dit wys wie jy werklik is, nie wat jy graag wil wees nie. En hierdie selfkennis is nie bedoel om jou te vernietig nie. Dit is bedoel om jou te bevry. Want jy kan nie verander wat jy nie erken nie. Jy kan nie heel word van 'n wond wat jy wegsteek nie. Jy kan nie groei in areas waar jy dink jy het niks nodig nie. Psalm 139 vers 23 en 24 bid dit eintlik pragtig. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart. En lei my op die ewige weg. Dis die gebed van iemand wat gereed is om te groei. Die vraag is jy bereid om eerlik te kyk in die spieël van jou eie hart? Bou jou lewe met wysheid. Spreuke 27 vers 23 tot 27 sluit die hoofstuk af met 'n pragtige maar praktiese beeld. Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee, want 'n skat is nie vir ewig nie, of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag. Salomo praat oor skape en bokke, maar hy leer ons eintlik iets baie dieper. Hy leer ons die kuns van aandag. Die herder wat sy trop ken elke gesig, ken elke gewoonte, weet wanneer een siek is, weet wanneer een verdwaal het. Hy gee nie net algemene sorg nie. Hy gee persoonlike, toegewyde, daaglikse aandag. En dit is presies wat God van ons verwag in elke area van ons lewe. Ken die gesig van jou huwelik. Moenie wag totdat dit siek is voor jy aandag skenk nie. Ken die gesig van jou kinders. Moenie wag totdat hulle verdwaal het voor jy opkyk nie. Ken die gesig van jou finansies. Moenie wag totdat die krisis kom voor jy begin beplan nie. Ken die gesig van jou geestelike lewe. Moenie wag totdat jy leeg is voor jy begin vul nie. Vers 24 waarsku ons skerp, want rykdom bly nie vir ewig nie. Wat jy het is nie gewaarborg nie. Wat jy gebou het, kan afgebreek word. Wat jy besit, kan môre weg wees, en ons weet dit goed. Maar wat jy in mense belê het, wat jy in jou karakter gebou het, wat jy in God se koninkryk gesaai het, dit bly. Matteus 6 vers 20 bevestig dit. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes dit nie verteer nie en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Die vraag is, waaraan gee jy die meeste aandag? In dinge wat vergaan of in dinge wat bly? Die seën van nabyheid. Spreuke 27 vers 10 gee ons 'n wysheid wat ons moderne wêreld dikwels vergeet. Verlaat jou vriend en jou vader se vriend nie, en gaan nie na jou broer se huis op die dag van jou ongeluk nie. 'n Buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Dis nie aanval op familie nie, dis 'n pleidooi vir nabyheid. In 'n tyd waar ons honderde vriende op sosiale media het, maar niemand het om 3:00 in die oggend te bel nie. In 'n tyd waar ons almal verbind is, maar mense nog nooit so alleen gevoel het soos nou nie. Salomo sê, koester die mense wat naby jou is. Bou verhoudings in jou onmiddellike kring. Moenie al jou emosionele energie belê in mense wat ver weg is, terwyl die mense langs jou nie jou naam ken nie. Ware gemeenskap is nie digitaal nie. Daar is 'n tafel waar mense saam eet, 'n deur wat oopgaan sonder afspraak, 'n vriend wat weet hoe jy klink wanneer iets verkeerd is, 'n gemeenskap waar jy geken word, nie net gevolg word nie.
Handelinge 2 vers 46 tot 47 wys ons die patroon. En dag vir dag het hulle eendragtig, volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dit is nabyheid in aksie. Dis gemeenskap wat werk. Die vraag is jy werklik naby aan mense of net verbind? Kom ons vat dit eenvoudig saam. Moenie spog met môre nie. Leef vandag met volle intensiteit. Ware vriende praat die waarheid, selfs wanneer dit seer maak. Yster slyp yster. Jy het mense nodig wat jou uitdaag. Jou hart wys wie jy werklik is. Wees eerlik genoeg om na binne te kyk. Gee aandag aan wat God in jou hande geplaas het, voor dit te laat is. Koester nabyheid. Ware gemeenskap verander lewens. Sê dit saam met my. Ek kies diepte bo oppervlakkigheid. Ek kies diepte bo oppervlakkigheid. En as jy vandag besluit, ek gaan ophou om uit te stel wat ek vandag moet doen. Ek gaan die mense in my lewe koester wat my die waarheid vertel. Ek gaan aandag gee aan die dinge wat God in my hande geplaas het. Tik dan hieronder by comments, ek kies wysheid. As hierdie episode jou vandag geraak het, en as jy iets nuuts gesien het wat in God se woord is, dan is dit vir jou gemaak. Like hierdie video sodat meer mense hierdie wysheid kan ontdek. Subscribe op die kanaal sodat jy geen episode misloop nie, want elke week gaan ons dieper in God se woord in. Deel hierdie video met iemand wat dit vandag nodig het. Miskien is dit iemand wat eensaam is, maar nie weet hoe om ware verbintenisse te bou nie. Miskien iemand wat omring is deur mense, maar niemand het wat vir hulle die waarheid vertel nie. Miskien iemand wat alles uitstel, totdat dit uiteindelik te laat is. Een video kan 'n lewe verander. Deel dit vandag. Een eerlike vriend kan jou red van jare se dwaasheid. Een besluit om vandag te leef, kan jou môre vir altyd verander. Een daad van ware aandag aan die mense rondom jou, kan 'n verhouding red wat besig was om te sterf. Die vraag is nie, het jy genoeg vriende of is jy gewild genoeg nie? Die vraag is jy die soort vriend wat jy self nodig het? Want ware vriendskap begin nie met wat jy ontvang nie. Dit begin met wat jy gee. En die grootste gawe wat jy aan iemand anders kan gee, is jou eerlikheid, geklee in liefde. Spreuke 27 vers 9 sluit af. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Wie is daardie vriend? Bly gewortel in die Here. Bly gewortel in sy woord. Bly gewortel in ware gemeenskap. En die vrug sal kom. Tot volgende keer. Leef in wysheid, leef in ware vriendskap. Groetnis.